Die oorspronklike katsoort op die familievlak van vandag se klassifikasie het oor 'n baie groter verskeidenheid genetiese inligting beskik as die katspesies van vandag, soos die leeu's en die luiperds en die huiskatte. Met ander woorde, die oorspronklike katsoort het meer genetiese materiaal en daarom variasie in sy genetiese gereedskapskis gehad. Die oorspronklike olifantsoort, weer eens op familievlak van vandag se klassifikasie, het ook oor meer as genoeg genetiese inligting beskik om al die verskillende olifantspesies voor te bring. Afrika-olifante, Indiese olifante, mammoete, mastodons en stegodons. Net so het al die makvee vanuit een oorspronklike soort, die aurags, ontstaan. Wat beteken al hierdie dinge? Wel, dit wys vir ons dat die Bybelse rekord, die lyste van diere in Levitikus, daarop dui dat die oorspronklik geskape soorte nie op die spesievlak van vandag se klassifikasie was nie, maar waarskynlik op die familievlak, soos die katfamilie, die olifantfamilie, die hond-wolf-familie. Dit word bevestig deur wetenskaplike bewyse wat verskeie voorbeelde insluit van individue van verskillende spesies en genera wat nakomelinge kan voortbring. Met ander woorde, verskillende genera kan kruisdeel om babas voort te bring en dit bewys vir ons dat hulle van dieselfde familie of oorspronklike soort afkomstig is. 'n Perd en 'n donkie kan byvoorbeeld kruisdeel om 'n muil voort te bring. Dit bewys dat hulle afstammelinge van dieselfde oorspronklike soort is. Die zonkie is 'n kruis tussen 'n zebra en 'n donkie. Die liger is 'n kruis tussen 'n leeu en 'n tier. Die walfyn is 'n kruis tussen 'n walvis en 'n dolfyn. Ligers bewys dat 'n leeu en 'n tier verskillende spesies is, maar van dieselfde soort. Walfyne bewys dat walvisse en dolfyne verskillende spesies is, maar van dieselfde soort. So al die voorbeelde van kruisdelings lewer bewys dat die diere van 'n spesifieke oorspronklike geskape soort afkomstig is.